Right. Dankie weer eens vir die voorreg wat ons vanmôre het om die woord te kan bedien. Ek wil vanmôre my boodskap titel voor ek oorgaan na die verse toe. Ek wil vanoggend praat oor die mens. Oor die mens. Almal van ons ken al die bekende stuk Jeremia 29 vers 11 en 12. Almal van ons ken dit nou al. Die wat dit nou al quoteer, kan dit nou al uit die kop uit quoteer. Maar dit bly vir my 'n baie mooi stuk. En ek sal so as ek aangaan sal ek vir julle die volgende verse gee en dan sal ons so aangaan. Maar ek wil vanmôre my boodskap titel die mens. Hoekom ek vanmôre eintlik so sê, as ek gaan vir julle so 'n inleiding gee van my boodskap vanmôre, is dat ons kry verskillende kategorieë van mense vanmôre. Ons kry vanmôre mense wat aan top staan van die wêreldse klas. Maar ek praat van geldgewys. En dan praat ons van kerkgewys van mense. Ons kry dit in twee verskillende rigtings vanmôre. Maar ek wil vanmôre, dan gaan ek hierdie stuk lees vanmôre uit Jeremia 29 vers 11 en 12. En ek wil dit vanmôre lees, ek wil hê julle moet vanmôre saam met my lees, dat ons dit vanmôre kan verstaan waaroor my boodskap sal gaan vanmôre. Jeremia 29 vers 11 sê vir my, want ek weet watter gedagte ek aangaande julle koester, spreek die Here. Die gedagte van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. So ek wil vers 12 ook lees, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister. Hoor mooi wat sê die Here vir ons vanmôre hierso. Hy sê ek sal na julle luister. Ek sal. Want weet jy wat, dit is vir my so vanmôre eintlik so mooi. Hoekom ek vanmôre oor die mens wil praat vanmôre is dat die punt nommer 1, ons kry verskillende CEO's in 'n company. En ons kry verskillende bestuurders in 'n maatskappy. Ons kry verskillende, en ek wil vanmôre, ek gaan so 'n bietjie op pastore se tone ook trap, en ek gaan op mense se tone trap, en ek gee nou net nie meer om nie, want ek wil die waarheid begin uitkry. En ek wil vanmôre vir een ding sê, dat verseker is, dat ons in 'n maatskappy instap, is daar altyd 'n CEO. Daar's altyd 'n bestuurder, daar's altyd 'n voorman, daar's altyd wat gebeur? Dan die CEO trap op die bestuurder trap op die voorman, en so trap so gaan dit af na die werker toe. En so is dit vanmôre presies hoe die wêreld ook is. Die wêreld is besig om op die kind van God te trap. En ek wil vanmôre vir jou sê, en maak nie saak in watter rigting jy vanmôre is nie, en maak nie saak in watter posisie jy is vanmôre nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat ek is bly, ek is eintlik net 'n werker. Want weet jy hoekom? Dan ek nie nodig om op mense te trap nie. Want ek het nie nodig om mense seer te maak nie. Maar weet jy wat is die lekkerste? Ek kan hulle vanmôre vertel van Jesus, omdat ek saam met hulle werk vanmôre, omdat ek saam met hulle kan opgewonde raak vanmôre. Ek wil saam met hulle deel hê van die werk. Want weet jy hoekom? Dan kan ek met hom gesels oor Jesus. Maar weet jy wat? Ek sal nie sê daai CEO waar hy sit gesels dalk nie oor Jesus nie, maar weet jy wat, kom ek vanmôre vir jou een ding verseker, hy kyk meer hoe sy dollar hardloop. Hy kyk vanmôre hoe sy maatskappy moet groei. Hy kyk vanmôre hoe sy geld moet in die maatskappy ingaan. Maar weet jy wat? Ek wil vanmôre vir jou sê, en ek gaan vanmôre in die rigting stap na pastore toe ook. Vanmôre is dit presies dieselfde. Pastore, en of dit nou môre dokters is, en of dit nou professors is, of dit nou wie is in die Christelike wêreld, dit is presies dieselfde ding begin word onder ons gemeente, onder ons mense, want dit gaan oor eerste plek uit die kerke. Ek kyk hoe vol kan hy sy kerk kry. Hoor my wat ek vanmôre sê. Hy probeer sy kerk vol kry. Want hoekom? Sodat hy sy 10de bak kan vol kry. Hoor vir my vanmôre, ek het nie probleme, jy moet jou 10de betaal, dit is wat die Here van ons vra. Maar, weet jy wat? Hoekom is daar nie meer saamtrekking nie? Hoekom is daar nie meer jeug saamtrekking nie? Hoekom is daar nie meer kerk saamtrekking nie? Want dit begin doodloop. Want hoekom? Jy steel my gemeente, jy steel my mense, jy steel dit, jy doen dit. Hulle begin kyk waar kan hulle mekaar begin aanval, as om saam te staan in die dinge van God. Dit is vir my vanmôre so mooi, dat ek kan weet, as ek die Here aanroep, hoor mooi,
hy sal na my luister. Dit is wat ver 12 vir my dit so mooi sê. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Hoor my vanmôre en ek wil vanmôre vir die pastore daar buitekant sê en ek wil vir die mense daar buitekant sê, weet jy wat, as jy God aanroep, sal hy na jou luister. Die Here is nie doof vanmôre nie. Die Here is nie blind vanmôre nie. Hy is nie stom vanmôre, hy sal jou antwoord op sy tyd vanmôre. En wat vir my die lekkerste, wat vir my die mooiste van alles is vanmôre, is om te kan weet, hy gee vir ons die skrif, die riglyn. Maar weet jy wat, daar's mense, en ek wil vanmôre sê, ek wil vanmôre dit amper so raakvat, en ek wil vanmôre vir jou een ding verseker sê, dat die kerke is besig om mense te breek. Moet my asseblief, ek gee nie om of hulle my nou wil pak klaar gee of hulle wat wil doen nie, maar ek sê vir jou vanmôre, is daar mense, sekere mense in gemeentes, wat net opgelig word, en sê, jy betaal jou tiendes, jy doen dit, jy doen dit goed. Vir my gaan dit nie vanmôre daaroor nie. Weet jy wat, al is ek vanmôre, al het ek 3 mense, al het ek 4 mense, al het ek 5 mense, solank hulle opreg van hart is, om die koninkryk van God te kan beerwe. Dit gaan nie vanmôre vir my oor hulle tiendes nie, dit gaan nie vanmôre oor hulle offergawe nie, dit gaan nie vanmôre vir wat jy doen nie, dit gaan vanmôre vir my oor die opregtheid in die hart vir God vanmôre. Dit is waaroor dit my gaan. En as die pastore vanmôre, of jy nou 'n dokter is, of jy nou 'n professor is, of jy nou wie is vanmôre, wil ek vir jou vanmôre een ding verseker sê, dat jy sal moet begin wakker word, om daai siele by God uit te kry. Hou op en hulle sakke rondkrap. Moet my nie asseblief nie verkeerd verstaan nou, rondom dit nie. Hoekom ek vanmôre sê, hou op en hulle sakke rondkrap. Wanneer dit begin oor dat ek vanmôre wat ek vanmôre wil een ding sê is dat pastore hemel mense op. Hy het 'n sekere groepie mense in sy kerk. En dit is nie vir my vanmôre gaan nie. Dit gaan nie vir my vanmôre daaroor nie. Dit gaan vir my oor, al het ek 20.000 mense. En weet jy wat? As hulle nie opreg is nie, gaan hulle dit nie maak nie. Maar weet jy wat, al het ek so klein vertrek, al het ek so klein gebou, en ek sit met 5 mense, die opregtheid, dis waaroor dit vir my gaan vanmôre. Die opregtheid, want God sê vir my dit duidelik in Jeremia 29 vers 12 sê ek sal, as jy my aanroep, sal ek luister. Ek sal luister, hy sal luister, want weet jy hoekom? Dit is wat die mens moet verstaan. Wanneer God begin sit, en hy kyk na die aarde, en hy sien die mens, wat doen hy? Hy begin huil. Hoor my vanmôre, die trane rol oor sy wange, oor die wêreld buitekant, oor die wêreld se mensdom. Want weet jy wat? Nou wil mense weet maar, hoekom is die aardstelsel nou heeltemal te mekaar? Hoekom? Is omdat God die mens 'n les wil leer. En vanmôre is dit vir my so mooi om te weet, die dag toe ek gevorm was, toe ek in my moeder se skoot was, en die dag toe ek gebore was, het God presies geweet wat my doel op aarde gaan wees. En ek wil vandag sê, dat die mens moet weet, moenie my vertel, hulle het nog nooit van Jesus gehoor nie, hulle het, toe hy op skool was, toe hy buitekant was, hy het gehoor van die Here, maar weet jy wat het gebeur? Die mens het hom hardkoppig begin hou, en begin hulle ore toemaak, want hulle wil nie meer daarna luister nie, want hoekom? Hulle te gaan my besigheid daaronder lê, hulle te gaan dit daaronder lê, hulle gaan daai daaronder lê, en weet jy wat? Pastore wil nie meer die waarheid preek nie. Hulle wil nie, want hulle is bang, hulle verloor mense. En ek gaan vanmôre, ek wil nie kerke aan nie, ek wil niemand aan nie, maar ek wil net vanmôre die boodskap uitkry wat die Here vanmôre op my hart neergelê het, is dat, maak nie saak wie ons is vanmôre nie, of ons die mens is, of wie het, of wat is, ons het 'n werk om te doen vir God vanmôre, ons moet die evangelie gaan verkondig, en ek gaan vanmôre so 'n bietjie aanstap, en ek gaan vir jou vanmôre sê, wat is besig om met die jong mens se stelsel te gebeur? Hoor my wat ek vanmôre vir jou sê, is dat die jong mens van vandag, wat gebeur? As ma en pa roep, dan is dit ja, dit ja.
Waar het die respek vandag? Wat die jong mens moet toon aan ouer gade, aan ouer mense. Waar het dit geword daarvan? En ek gaan vir jou vandag een ding sê, gaan kyk, hoe gaan het dit daar, by die jeug saamtrek op 'n Vrydag aand. Die jong mense staan buite en vry. Hulle staan buite en rook. Waar is die leersaamheid van die jong mens? Wat het geword daarvan? Wat het geword van dit? Ons mensdom is besig om agteruit te gaan. Die mensdom is besig om iets te verloor. Maar weet jy wat? Ek wil vanmôre vir jou een ding sê. Ons moet vanmôre by onsself begin. Ons moet vanmôre by onsself stil staan. En ons moet onsself ondersoek. Of ons nou jonk of oud is of wie is, of ons wat is vanmôre. Of ons nou 'n dominee is, of ons nou 'n priester is, of ons nou 'n leermeester is, of ons nou 'n professor is, of ons nou 'n dokter is, of ons nou wie is vanmôre. Wil ek vanmôre vir sê, begin by jouself. Begin jouself te ondersoek sodat God deur jou kan begin werk. En ek wil vanmôre so 'n bietjie aangaan. Ek wil hê ons moet so 'n bietjie gaan na Jesaja 43 vers 1. Dit is 'n baie bekende stuk. Maar weet jy wat, dit is vir my so awesome om te weet dat die Here doen dit vir ons op 'n baie mooi manier. Die Here gee vir ons vanmôre vir ons so in 'n baie mooi way. Hy gee dit vir ons in 'n verskillende manier. Maar ek wil vanmôre vir jou een ding sê, hoor mooi wat hy sê vir my in Jesaja 43 vers 1, dit is vir my so baie mooi. Hy sê, maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Hoor wat sê die Here vanmôre vir die mensdom. Hy sê, jy is myne. Die dag toe ek jou geformeer het, toe ek jou laat gebore word, toe ek jou laat opgroei, het die Here beplanning vir die mens gehad. En weet jy wat is vir my die mooiste vanmôre? Rondom alles vanmôre. Hy het jou geroep by jou naam. Hy het jou nie geroep by 'n ander naam nie. Hy het jou vanmôre geroep by jou naam. Hy het jou vanmôre geroep by jou naam. En hy presies, hoor my vandag wat ek vir jou sê, dat hy presies geweet, die dag toe jy gebore is, hy geweet wat jou naam gaan wees. Die Here het dit presies geweet. Hy het geweet wat jou ouers jou gaan noem. En hy het geweet wat geslag jy gaan weet. Hy het jou, dit hoekom hy sê vandag vir my, dit so mooi in Jesaja 43 vers 1, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Onthou net, hoor net, ek sê baie keer vir ander mense, jy is niemand anders is nie, ek het ook my vrou se man. Maar weet jy wat? Ons is getroud. Maar weet jy wat, ek bly Marcus. Hy bly Nita, hy bly Jaden, Bradley, Marikie, Elsie, Kiana, Pieter, almal van ons vanmôre, ek wil vanmôre vir jou een ding sê vanmôre, dat hy jou by jou naam geroep, ons het 'n werk om te doen, ons het iets om te doen. Maar die mensdom het begin agteruit beweeg. Hoor my vanmôre, ek wil vanmôre vir jou sê, gaan ry jy op 'n Saterdag aand hier in die strate op en af, dan gaan kyk jy by die tolplekke, hoe vol is die tolplekke, maar op 'n Sondagoggend is ons kerke leeg. Want hoekom ek sit met dit, of ek sit met daai, of ek sit met 'n probleem, ek kan nie by die kerk uitkom, maar hy kom by die tolplek uitgekom het. Hy kan 'n Uber vat om by die tolplek uit te kom, maar hy kan nie 'n Uber vat om by God se huis uit te kom vanmôre nie. Maar weet jy wat? Ons pastore het begin lui word. Ek wil vanmôre, ek die pastore op dit aanvat. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy het vanmôre 'n werk om te doen. Want weet jy wat, toe daai herder 99 skape gelos het om 'n verlore skaap te gaan soek, wat het gebeur? Hy het nie ophou soek voor hy hom gevind het nie. En toe het die Here vanmôre, hy is ons herder, hy soek ons vanmôre, want hy roep ons by ons naam. Hy gee vir ons vanmôre die kans as mens. Hy gee vir ons 'n kans om te beweeg, om vir ons te werk, om vir ons te gaan doen wat ons moet doen. Maar weet jy wat, ek wil vanmôre vir jou sê, dat die kerke het ook so lui geword, dat die pastore het eintlik leier geword. Die ouderlinge het lui geword, die diakens het lui geword. Want weet jy hoekom sê ek so vanmôre, hoekom moet ek hulle WhatsApp? Dis my data. Weet jy wat, ek worry nie of dit jou data is of nie, doen dit vir God se werk. Dit sal uitkom as jy moet in God al voorsien, soos hy moet voorsien. Want hy sal vir jou voorsien.
En ek wil vir jou vanmôre sê, weet jy wat? Ek het 'n pastoor geken. Hy het my een sonnagoggend terwyl ek gestaan in 'n garage met my vuil broek, terwyl ek daar staan, het hy met nog hy ou Christina gery het nog so gestop voor die garage. Hy sê my, jy klim nou in die kar, ek gaan jou kar toe, want ek maak dit vuil, dis ek geen om oor jou kleer nie, ek worry oor jou siel, want jou siel is verlore. En weet jy wat, dit is presies wat vandag gebeur. Die pastore worry nie meer oor dit nie. Hulle gee nie meer om nie. Want weet jy wat? Want laat het ons iemand ge-WhatsApp en sê, hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? Waar is die lys wat ons het vanmôre? Waar is die lys van die WhatsApps? Waar is die lys van die Facebook? Waar is die lys van dit? Of die lys van daai? Wat ek hoor, die kom vanmôre kerk toe. Ons het jou nodig by die kerk. Die Here soek jou vanmôre. Die Here het jou lief. Die Here het jou by jou naam geroep. En weet jy wat? Maar vanmôre vir jou een ding versekerlik sê, ons het lui geword. Ons het lui geword. Ons regtig, dit sluit by vanmôre self in vanmôre. Ons het lui geword vir die dinge van God vanmôre. En ek wil vanmôre vir jou een ding sê, en ek wil vanmôre so omskep vanmôre, en ek wil vir jou een ding vra vanmôre. Wat dink jy sal gebeur as Jesus vandag moet kom? Het jy gereed as mens om God te ontmoet? Het jy gereed om jou Skepper te ontmoet? Het jy gereed as ons by die oospoort staan? Want die skrif sê vir my in Openbaring, die dag sal aanbreek wanneer ons by die oospoort sal staan. En ons sal daar staan en ons sal wag wanneer die rol daar afgeleed word, sal ek daar wees. En ek een ding vanmôre wat ek versekerlik vir jou gaan sê, jy sal dit nie misspring nie, jy sal dit nie vrykom nie. Die dag wanneer God gaan kom om sy kinders te gaan kom haal, of jy nou 'n pastoor is, of jy nou 'n priester is, of jy 'n dominee is, of jy wie is vanmôre, wil ek vanmôre vir jou sê, jy gaan staan vir 'n pak slaaf vanmôre. En ek wil vanmôre die pastore waarsku, en ek wil vir hulle vanmôre sê, dat een ding is verseker, die dag wanneer jy gaan staan voor die oospoort, gaan God by jou wil rekenskap gee. Wat het geword van jou hart, jou kudde agter? Wat het geword van jou skape? Wat het geword van die mense wat jy nou om my toe moes gebring het? Wat jy? En onthou vanmôre jy gaan 'n pak klaag kry. En ek sluit my vanmôre self in. Ek oordeel niemand nie, ek trap op niemand. Ek wil net vanmôre hê dat ons moet verstaan in watter riglyn ek vanmôre besig is om in te praat. Dat die mensdom is besig om heeltemal te kraak. Hy is besig om weg te beweeg van die dinge van God af. En vanmôre, het ek vanmôre so verseker, Here, wanneer ons voor die oospoort gaan staan en die rol daar afgelees word, is ek daar. En vanmôre een ding verseker, ons gaan nie vanmôre loskom daarmee nie. Ons gaan nie wegkom daarmee nie. Ons kan maak wat ons wil. Ons kan miskien dalk 'n ongeluk vryspring. Ons kan 'n siekte vryspring. Ons kan alles vryspring. Maar weet jy wat? Daardie dag, wanneer ons gaan staan voor die regte stoel van God, gaan ons dit versekerlik nie misloop nie. Ons kan maak wat ons wil. Ons gaan 'n pak klaar en ons gaan veroordeel word volgens dit wat ons gedoen het. En dit maak nie saak vanmôre nie. Ek wil vanmôre vir jou een ding versekerlik sê. Ons sal moet begin kom op die plek waar God ons kan gebruik. Ons moet vanmôre by onsself begin. Ons moet vanmôre ek moet vanmôre by myself kan begin en sê, Markus, ek wil vanmôre staan voor die Here en ek wil sê, Markus, ek wil vanmôre staan en skoon wees voor God vanmôre. En ek wil vanmôre vir jou vra vanmôre dat jy versekerlik moet weet, ons staan voor 'n lewende God, en wat gaan ons maak? Wat gaan ons maak? Ons kan nie omdraai en weghardloop, ons kan nie gaan wegkruip nie, ons gaan dit nie vryspring nie, dit maak nie saak wat nie, ons gaan dit nie vryspring nie. Jy kan maar gaan wegkruip agter die hoogste muur, jy kan agter die hoogste bosie gaan wegkruip. Ek wil vir jou vanmôre sê, jy gaan jou pak klaar kry, verseker. Jy gaan dit kry en jy gaan veroordeel word volgens jou dade en jou werke vanmôre. Ek wil vanmôre so aanbeweeg na die volgende stuk toe, op Psalm 32, vers 8 tot 11. Ek wil vanmôre vir jou een ding sê, is dat ons moet vanmôre versekerlik weet, wanneer ons vanmôre voor God staan, moet ons vanmôre een ding weet, ons kan maak wat ons wil, ons gaan dit nie vryspring nie, ons gaan
Ons gaan vanmôre nie daar uitkom nie. Ons kan net maak wat ons wil. Ons kan doen wat ons wil, ons kan sê wat ons wil, ons kan alles doen. Maar ek wil vanmôre net vir jou een ding sê, is dat versekerlik is een ding verseker. Wanneer jy jou oë gaan toemaak, die dag wanneer jy sal tot sterwe kom, is die vraag, waar gaan jy jou oë oopmaak? Waar gaan jy jou oë oopmaak? Ek wil net gou daai stukkie kry vanmôre, en dan gaan ons aangaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, is dat, want ek raak so excited, jy weet, oor die dinge van die Here, dat ek kan myself nie meer vanmôre inhou en stil bly nie. Ek kan nie. Want weet jy wat, ek het vanmôre opgestaan met die hele week loop ek met die gedagte van die mens, oor die mens. Maar weet jy wat, dit is vir my so mooi, eintlik hoe God ons mens gemaak het, hoe God ons mens formeer het. Weet jy wat, ons het die dinge van die wêreld aangehang. Maar die dag toe ons tot bekering gekom het, toe het ons witter as sneeu gewas. Ons is witter as sneeu gewas. Hoor my vanmôre, en ek wil gou vanmôre vir jou lees, dan Psalm 32 vers 8 en 9. Hy sê vir my die volgende: ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Vers 9. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie. Hoor mooi wat sê die woord hierso. Die Here sê dit so hard en duidelik dat ons moenie sonder verstand wees nie. Wat 'n mens moet tem met toom en teel, as hy tuig anders kom, hy nie naby jou nie. Hoor mooi, die Here sê dit vir ons so mooi en duidelik, dat ons moenie so wees, ons moenie sonder verstand wees nie, want hy het ons verstand gegee. Hy het ons die brein gegee, om tot ja en nee te sê. Weet jy wat, dit het tyd geword dat ons moet begin staan, vir wat ons staan, en ons moet begin, sê, ek wil nie meer die sonde aanhang nie. Hoekom wil ek die sonde nie meer aanhang nie? Want ek wil dit nie meer hê nie. Ek wil dit nie in my lewe hê nie. En weet jy wat? Hoekom is ons bang oor die evangelie van Christus? Hoekom is ons bang daarvoor? Maar ek wil vir jou sê, party pastore en mense ook, weet jy, het al so bang geword, dat as ek nou gaan die waarheid gaan preek, en ek gaan nou dit doen, en daai doen, en dit doen, dan gaan die mense my een kant kom. Weet jy wat, ek sê, ek staan lede vir die waarheid, en ek weet die dag wanneer God gaan kom, en hy gaan my kom haal, weet ek, dan gaan ek my pak klaar met kry vir my daan en my werke, maar as ek het reg gedoen het, en gelewe het, soos wat ek moet leef, gaan, weet jy wat die mooiste, jy gaan aankom, jy gaan 'n feesmaal hê, saam met hom, en sy engele. En dit wat die lekkerste gaan wees, dit wat die mooiste gaan wees, dit wat die awesomeste gaan wees, is om te kan weet, dat Jesus Christus het ons so lief, hoor my vanmôre, hy het die mensdom so lief, uitgebloei, vir my en jou, uitgebloei vir ons, en weet jy wat, hy het nie 'n sent gevra, vanmôre daarvoor, en hier kom pastoor en hulle vra geld vir 'n prediking. Hoekom? Vir wat? Ek doen dit vir nie, free, mahala, want die woord is vir nie, uit mahala. Sorry dat ek dit nou sê, maar dit is vir nie, dit is vir nie. Maar dan kom pastoor, ek sal in jou kerk kom preek, en sê my R500 gee vir die Sondag. Ja, vergewe my. Maar ek wil dit nie. Gebruik dit vir jou gemeente. Gebruik dit vir hulle wat kos nodig het. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, dit gaan vanmôre in ons kerk, dit gaan oral te toe vanmôre. Dit gaan oral te toe, alles draai rondom die geld, tot vanmôre, sonder geld kan ons niks doen nie, maar weet jy wat? Man, weet jy wat God al voorsien? Want hy sê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Want jy gaan eet of aantrek nie, ek sal vir jou voorsien. Maar en hoor my, dan kom die mensdom, en die mensdom sit, en hy is bekommerd, ag, wat het ek môre? Weet jy wat, die woord is 'n belofte, en God verbreek nie sy beloftes nie. Hy onderhou sy belofte, en hy gee vir ons wat ons nodig het. Weet jy wat, al eet jy 'n broodjie vandag, solank jy voorsien is deur God. Solank God vir jou voorsien. Al eet jy droë makaroni, God voorsien.
God gee vir jou, al het jy pap en soja, man, ek gee nie om, jy eet, want God het voorsien. En ek sê dit vandag, en ek sê dit met alle liefde, dat pastore en mense moet ophou om op ander mense te trap. Kom ons tel hulle op, kom ons bou hulle, kom ons gee vir hulle die liefde van Jesus Christus, want wat bou die mens die meeste vandag? Die liefde van Jesus. En weet jy wat? Korintiërs 13 sê vir ons mooi, dat die grootste is die liefde. 13 vers 13 sê mooi, die liefde is die grootste. Wanneer jy jou liefde aan die mens om gaan bewys, en jou hand om omslaan, hom of haar, en sê, Jesus het jou lief. Jesus het jou lief. Gaan hy begin iets het om oor te dink. En ek wil vanmôre 'n boodskap uitdra aan die wêreld en die mens daar buite. Dit het tyd geword dat ons as mens moet terugkeer na God toe. Want wat gebeur? Wat gebeur? Ons hou te veel vas aan die wêreld se dinge, plaas dat ons vashou aan God se dinge. En weet jy wat maak jou vry? God maak jou vry, die waarheid maak jou vry. Want weet jy wat, die waarheid, en ek sê altyd vir mense, en ek sal waar die mense by die park sê ek ook, die waarheid sal ons vry maak. Jy kan maak wat jy wil, jy kan doen wat jy wil, jy kan sê wat jy wil, jy kan maak net wat jy wil. Maar weet jy wat, die waarheid is die waarheid, en die waarheid maak jou vry. En dit is die waarheid van Christus vanmôre, dit is die waarheid van God vanmôre, dit is die waarheid is in die woord vanmôre. As ons vanmôre die woord in ons hart gaan sit, het ons vanmôre alles, het ons alles vanmôre, en bo alles die liefde van Jesus Christus, wat uit ons as mens moet uitstraal. En dan die laaste ding, voor ek afsluit, is dat wat het geword van die samesyn van pastore wat by mekaar kan kom en sê, kom, ons staan in 'n eenheid vir Christus. Ons staan in 'n eenheid vir God vanmôre. Ons staan in 'n eenheid as kerke vanmôre. Of ons nou 'n klein kerk is of 'n groot kerk of wat ook al. Waar is die tye wat ons konferensies saam gehou het? Waar is die tye wat die Heilige Gees beweeg het? Waar is die tye wat ons in tale gespreek het? Waar is die tyd wat tale uitgelê was? Wat het geword van dit? Dit het begin uitsterf. Dit het uitgesterf. Want hoekom? My kerk is my kerk, en jou kerk, want anders gaan jy my mense steel. Dit is wat die houding wat die pastore deesdae het. En hulle kan vir my sê net wat hulle wil. Dit is die houding wat hulle het vanmôre. Ek is vanmôre, ek is 'n dokter, ek is 'n professor, jy gaan nie my mense steel nie, en klaar. So, weet jy wat? Ek wil vanmôre vir jou sê, as ons 'n samesyn van mense is, en daai herder is sy skape reg opgelei, sal hulle sy stem luister en hulle sal hom volg en hulle sal by hom bly. Hoor my môre, daar's niemand wat niemand se mense wil steel vanmôre nie. Al wat vir my vanmôre sag maar, het tyd geword dat ons as mense begin by mekaar kom en begin God loof en prys, sodat die Heilige Gees kan begin, soos in Handelinge, toe hulle in tale gespreek het. Wat het 'n vreemde warrel gewees, en vuur het op hulle neergedaal. En weet jy wat my die mooiste? Jesus Christus was betrokke. Hy was betrokke daarbij, want hy het geweet, hy gaan die Heilige Gees van hulle gee. Hy het geweet, hulle gaan in tale spreek, hy het geweet, maar ek wil vanmôre afsluit, en ek wil vanmôre vir die mens vra, en ek wil vir ons dieselfde vraag vanmôre wat hier is, wat is ons doel vir God vanmôre? Wat is ons doel? Wat wil ons doen vir Jesus vanmôre? Of het nou buite in die wêreld is, en of het nou waar is vanmôre, die tree wat ons gee vanmôre, julle jong manne wat in die skole is vanmôre, wat doen jy vanmôre? Vertel jy hulle van Jesus of boelie hulle? Of gooi jy maar net saam met hulle tennisbal en doen maar al die dinge en gaan nou maar net aan? Vertel jy hulle van Jesus, praat julle oor Jesus, en dit is vanmôre presies vir ons ander groot mense ook, wil ek in 'n riglyn instap vanmôre, en ek wil sê, dit het tyd geword dat ons moet begin staan vir die evangelie van Christus, sodat die mensdom daar buite kan begin wakker word, sodat daar iets kan begin gebeur. Weet jy, as ons kerke kan begin volraak, en die doelplekke leeg kan begin word, hoe awesome sal dit nie wees nie. Want dan kan ons weet, my God
lewe. En weet jy wat? Mag God Suid-Afrika tot 'n skudding bring, sodat die mens kan begin wakker word en begin terugkeer na God toe. Want dis hoekom die oorstromings gebeur. Dis hoekom die reenseisoene so die mekaar hou. Dis hoekom die seisoene so die mekaar hou, want die koms van die Here is naby. Hy klop aan die deur en hy gaan jou kom haal op die tyd wat jy dit nie gaan verwag nie. En ek wil vanmôre vir jou een ding vra. En ek wil afsluit met dit vanmôre. En ek wil jou vra vanmôre, hoe sien jy jouself vanmôre? Hoe sien jy jouself? Sien jy as jouself as 'n koningskind vanmôre? Of sien jy maar net as iemand wat net daar moet wees? Maar ek wil vanmôre vir jou aanmoedig, en ek wil vir jou sê vanmôre, kom by die Here uit, as jy dalk so voel. As jy 'n koningskind is, weet jy waar jy is, en jy weet waar jy op pad is. Maar ek wil vanmôre afsluit, of jou sê, kom by Jesus uit vanmôre. Amen.